Gek oor haar eie Afrika onder episode 98. Dit is al na 12 Vrydagnag, eintlik vroeg Saterdagoggend en Sergio sukkel om te slaap. Miskien ly hy aan inligtingsoordosering. Sy kop maal. Mens hoor altyd van die fantastiese Amerikaanse droom en dan bring jy 'n dag in die geselskap van Arend, loop op wolke, sing deur en jy besef dat alles vir hom en sy sussie Sylvie as Native Americans nie altyd maaneskyn en rosegeur was nie. Natuurlik het Sylvie al uit haar eie vir hulle klomp vertel van haar lewe as Verenigde Nasies dokter, van haar man wat 'n soldaat was, se dood het sy ook al kortliks vir hulle vertel, en verder is sy hierdie oulike, klein grapmakertjie, wat dildo's bymekaar maak vir 'n stokperdjie. Sergio wonder of Arend weet van sy suster se uitgebreide versameling. Sekerlik nie. Wel, hopelik nie. Jemmel, hy wil nie eens daaraan dink dat sy suster Sylvia aan so iets sal raak nie, laat staan nog gebruik. Ok, Sylvia is ook 'n volwasse vrou. Sy is swanger en sy is al 'n rukkie getroud. Wat Sergio laat besef dat hy en Arend nogal iets in gemeen het. Albei het jonger susters vir wie hulle lief is, wat binnekort 'n kind van hulle eie gaan hê. Maar dit is waar dit stop. Sergio se suster is 'n mooi, sterk, langbeen vrou. Hy glo dat haar baba sonder komplikasies gebore gaan word, onder leiding van Dr. Klets van Tofu. Arend het sy ma verloor toe hy 6 jaar oud was, met die geboorte van sy sussie. Hulle pa was in sy 50s toe hy met 'n vrou van 19 getroud is. 2 kinders is uit daardie huwelik gebore. Waarskynlik met moeite, want volgens Arend lyk Sylvie op 'n haar, soos wat hulle ma gelyk het, petit, en sy sterf boonop met Sylvie se geboorte. Hulle moes haar seker by 'n hospitaal gekry het, as gevolg van die komplikasies wat ingetree het. Maar daar was 'n vroedvrou wat volgehou het dat sy alles onder beheer het. En toe Arend se pa 7 jaar later sterf, het Arend besef dat hy nie kinders wil hê nie. Jy sterf nie en laat jou kinders sodoende in die steek nie. Sergio dink aan sy eie ouers wat nog leef. Sy pa is waarskynlik in hierdie stadium nie veel ouer as wat Arend se pa was toe hy met daardie bloedjong bruidjie getrou het nie. Sy pa is 58 en dit is hoe oud Lea se pa ook min of meer is. Liewe hemel, stel hulle voor met 19-jarige bruide. Dit grens aan wiegie diefstal. Hy is 36 jaar oud en hy self sal nie eens dink aan 'n vrou van 19 nie. So een is nog 'n kinders in sy oë. Hy wonder nogal hoekom vader Singh so oud was toe hy vrou gevat het, so jongetjie. Was dit dalk die man se tweede vrou? Enetjie wat sekerlik gelyk het soos 'n 13-jarige dogtertjie, al was sy 19. Een met oudmodiese en tradisionele idees dalk? Hoe sal hy weet? Maar Sergio sal ook nie vra nie. As Arend nie uit sy eie praat nie, dan sal hy dit daar laat. Maar hy sal bly wonder, nuuskierig wees, oor Sylvie ook. Ai tog, dit moet sleg wees om te glo, of dalk te besef dat jou geboorte moontlik jou ma se dood veroorsaak het. Die 2 Singhs het die hele klomp van hulle aan die dink. Hulle is en lyk so anders as waarin hulle hier in Afrika gewoond is. Die 2 het mooi ligte velle, met daardie pikswart hare en oë. Hulle is die mooiste mense. Arend het vanaand saam met die familie gebraai, en toe het Maria so bietjie probeer uitvis oor die man se geloof. Arend het net geglimlag en genoem dat dit maar baie soos die Christelike geloof is, die dat Sylvie en Haya ook môre deur 'n doodgewone predikant of reverend in die huwelik bevestig gaan word. Maar hy moet bieg, hulle glo ook aan veel meer dinge as wat jy in die gewone Bybel sien. Dit is oorlewerings, mense wat vertel, voorvaders, wat stories vir hulle kinders vertel het, en wat later by hulle ook uitgekom het.
Sy mense is al van voor die skepping af deel van die aarde, maar hy gaan hulle nie met stories daaroor verveel nie. Maar jy verveel ons nie, vertel Arend, het Maria volgehou, waarna Arend haar reguit aangekyk het en gesê het, ons glo aan reïnkarnasie ook, en die ineengeweefdheid van alle vorms van lewe, en Sylvie glo, dat het moontlik hulle ma is wat sy nou dra. Daar het 'n vreemde stilte oor almal geval, voordat Maria uitgeroep het, Arend, dit is nou interessant. Sal jy asseblief daarop uitbrei? Nee, ek sal nie. Dit is gecompliseerd. Wat jy ook al glo, hou dit liewer eenvoudig. Glo aan Jesus en glo dat hy vir jou gesterf het aan die kruis, dat liefde die grootste gebod is, liefde vir jou naaste en veral vir jou skepper, die opperste, ons almal se God. Arend se woorde het Sergio diep geraak. Hy is beïndruk, al het hy geen idee hoe om met alles wat hy gehoor het saam te stem nie. Maar hy moet toegee, die man weet wie hy is en wat hy van die lewe wil hê. Hy het soveel meer kennis van mense en die lewe. Seker dit wat hy geswat het ook, en hy weet van die sterwens, en Arend het dit alles sonder 'n pa uitgewerk en iewers geleer. Dit gebeur seker as jy die ouer broer is en julle pa is dood. Dankie tog dat sy pa nog leef, so hy hoef nie eers te diep daaroor te dink nie. Mag pa Martinez asseblief nog lank op hierdie aarde woon, stuur hy 'n gebedjie op. Sergio skuif versigtig van Lia af weg. Hy wil opstaan en vir homself gaan koffie of warm melk maak in die kombuis, dalk 'n pilletjie drink, wat hom uitklink en laat slaap. Hy weet mos dat dokter Klets vir haar 'n ligte slaappil voorgeskryf het, een wat mens blykbaar net laat ontspan, meer ontspan as wat dit jou uitklink, sodat jy simpel voel die volgende dag, want hy wil nie simpel voel nie, groggy wees nie. Hy wil gaan troue hou in Bonsai en hy wil wakker bly en dit saam met Lia en die res van hulle geniet. Stadig staan hy langs die bed op. Hy sluip kombuis toe. Lia hou mos haar medikasie en noodhulpkassie daar in 'n plastiek bak in een van haar rakke. Pille, salwe en pleisters, hoog bo aan die koppe as daar dalk kinders sal inkom om te probeer rondsoek. Sergio skakel die ligte onder die rak in die kombuis aan. Dit is nie nodig om die groot lig aan te skakel en daglig te maak nie. Hy weet mos waar alles in Lia se kombuis is. Hy sit die ketel met water op die gasplaat en haal die houer met sjokoladepoeier uit. Lekker sterk. Hy gebruik 4 lepels daarvan. Daarna sit Sergio die pille en pleisterboksie op die toonbank neer en begin uithaal. Hy begin name lees. Hy haal vir hom 'n pilletjie uit, in die een wat sê, slaap, en sluk het met water. Daarna haal hy die boksie met die voorbehoedpilletjies, wat dokter Klets vir Lia voorgeskryf het uit. Hy maak die klappie aan die een kant oop, en trek die kaart met pille uit. En toe frons hy. Sy het nog nooit van dit begin drink nie. Nie dat hy iets daarvan gaan maak nie. Dit is haar keuse en besluit. Hy hoop net, sy weet wat sy doen. Hy sal nie omgee as daar 'n broodjie in haar oontjie beland nie. Sy is die een wat doodseker is dat sy nie wil kinders hê nie. Hy gee glad nie om nie. Miskien moet hy maar weer begin datums neerpen en seker maak dat hulle wegbly van mekaar af op daardie gevaarlike stadiums van die maand. Met sy beker sjokolade in sy hand gaan staan hy voor haar kalender en wit bord, om te kyk of sy iets daar aangeteken het. Nee, sy het nie. Die galery se uitstallings is daarop aangeteken. Mad Hatters, wat een van die dae gaan begin, cattle en beeste oor 'n maand, teepotte teen Desember, en solo uitstallings my volgende jaar. Daar staan datums en besonderhede van bestellings vir winkels wat sy beplan om te maak. Laatmiddag, toe hulle teruggekom het van die Leeuplaas en hospitaal af, het hier mense voor die deur gewag saam met Anna.
om na Lia se kunsgoedjies te kom kyk, en toe het hulle so waar daarvan gekoop. Sergio is amper trots op haar bereikings, meer trots so, as oor sy eie dinge, wat hy as veearts reg kry. Hy drink sy sjokolade klaar, en gaan skuif weer saggies agter Lia se rug in. En toe slaap hy so vas, dat sy die een is wat om 8:30 met koffie moet wakker maak. Jesse het gesê hy ry op die laatste 9:30. En onthou, daar is 'n kleurkode vir die troue. Almal moet swart aantrek. Dit is maklik, almal het iets swart. En dalk ietsie klein wit in hulle kaste, maar wit is nie die kleur nie, dit moet swart wees. Lia lyk amazing in haar nou sluitende swart rok, wat na onder uitklok. Hy kan sy oë nie van haar afhou, terwyl hulle uitstap na waar hulle ryding op hulle wag nie. Jesse het gewaarsku dat die wat nie na 9:30 langs sy oopkante seildak wildbesigtigingsvoertuig staan nie, waarskynlik op hulle eie sal moet ry na Bonsai toe. En nou is hy en Anna en die kleintjies, die mense wat laat is. Teen 9:15 kom hulle almal aangestorm met die kleintjies se pakkaas en hulle begin klim. Die manne laai die stootkarretjies, doekesakke en almal se geskenke wat hulle vir die bruidspaar gekoop het, agter onder die sitplekke. Anna gesit langs Jesu heel voor. Die kleintjies lê in hulle kokonne by haar voete. Manuel en Maria sit op die tweede ry. John en Paula sit agter hulle. Hulle het geskuif, want hulle kyk teen Maria se groot swart hoed vas. Nou sit hulle een kant teen mekaar op die punt van die bank. Sergio tel vir Lia in sy arms op en deponeer haar deur heel agter heel bo op die laaste bank. Sy sal nie sommer self reg kry om met daardie nou sluitende rok wat uitklok na onder toe op te klim nie. Toe drap hy self op die leertjie vas daar langs John en klouter verby die sitplek nommer 3 na sitplek nommer 4 waar Lia op hom wag. Daar is nog steeds spasie vir die hele nasie op die voertuig. Arend sal waarskynlik laatmiddag of vroeg aand, of wanneer die troue ook al verby is, saam met hulle terugkeer hiernatoe. Daar is sitplek vir ekstra mense op elke ry. Hy is al 7 uur vanoggend saam met Haya se MP200 bakkie hier weg. Hy het goeders om te gaan doen in Bonsai. Hy hoop om 'n paar woorde met sy sussie Sylvie te praat, voordat hy met haar aan sy arm by die kerk instap, waar hy haar vir Haya gaan oorgee. Die rol wat sy pa seker sou speel, as die man nog geleef het. En Aleid en Peer is gister al met hulle stokou Land Rover weg Bonsai toe. Want Peer het vir Ling en Gina Fu gaan help om die saal, waar die onthaal gehou word, te gaan mooi maak, en dan gaan hy help met die kosse. Aleid het gaan blomme soek. Sergio skuif nader aan Lia. Hy trek haar teen hom vas. Toe Jesu inklim en begin ry. Hy sit haar hand in syne en toe kyk hy verras in haar oë. Dit was haar voorstel dat hulle niks van hulle eie verloving voor die troue gaan sê nie. Maar sy het sy diamantring aan haar vinger. Hy glimlag af in haar gesig en toe bring hy daardie hand met die ring na sy mond toe en soen dit teer. Hulle ry deur die bewaringsgebied en iewers langs die pad staan daar 4 voertuie, kruis en dwars oor die pad. Is hier iets spesiaal om na te kyk? Vra Jesu. Ja, 'n luiperd wat sy prooi in 'n boom opgetrek het, daar. Die man beduie met sy hand na waar die stroompie loop. Daar waar 'n groot boom met 'n gemaklike dwarstak staan en in die mik 'n luiperd wat aan 'n vlakvark maaltyd smil. Dankie. Jesu gee die familie kans om 'n paar oomblikke te kyk. En toe skakel hy weer aan en probeer om sy pad tussen die ander voertuie deur te beur. Die mense kyk na die voertuig met die plakker Da Silva Safaris op. Toe roep iemand uit, innige simpatie. Hey, dit is so stylvol, sê die vrou daar by die ou wat uitgeroep het. As ek ook eendag te sterwe kom, doen asseblief dieselfde vir my.
Strooi my as in die veld, maar maak seker dat dit 'n stylvolle geleentheid soos hierdie een van julle is. 'n Begrafnis, my Sergio, met ons almal in swart, lyk dit seker so. Ja, ons lyk so bietjie soos die Addams Family, spot Lia. Is dit 'n familielid van wie julle vandag afskeid gaan neem? Dit is so mooi, hou die vreemde vrou vol. Baie goeie vriende, sê John met 'n reguit gesig. Vandag het hy sy vaal hoed geruil vir 'n mooi swart cowboyhoed. Hy hou van sy cowboyhoede. As jy nie weet wat om vir John Hurter persent te gee nie, koop vir hom 'n hoed. Daarbo in sy privaat woonstel is 'n hoede hanger vol van die goed. Die mense kyk met ontzag en herkenning na John Hurter. Hy lyk mos soos Kevin Costner. En as John Dutton vir jou sê, dat goeie en naaste vriende van hulle nie meer met ons is nie, dan kry jy trane in jou oë. Wel nou moet jy asseblief jou bakkie 'n klein bietjie skuif, sodat ek die prosesie hier by my by die kerk kan kry. Die geleentheid gebeur 11 uur. Die begrafnis, die herdenkingsdiens, vra die vrou. Jesus stuur die groot Toyota by hulle verby. Eers toe hulle buite hoër afstand is, begin Paula lag, en daarna dawer dit soos wat almal saam lag. Sylvie en haar kleurvoorskrif in swart het verseker nou die geselspunt daar by die luiperd sien geword, veral omdat die manne wat hier by hulle op die voertuig is, toe gekies het om pakke aan te trek. Verbeel jou mense met pakke en swart klere op 'n safari voertuig. Dit is net Sergio wie se baadjie 'n bietjie verskil van sy swart langbroek. Hy het mos die versamelaars geborduurde antieke baadjie by 'n winkel in Maputo raak gesien en dit daar gekoop. Swart borduursel op swart. Die eerste en laaste keer wat hy dit gedra het tevore was juis vir Jesu en Anna se troue 8 maande gelede. Hy lyk so bietjie soos Zorro met 'n langerige baadjie, het Lia goedkeurend gesê toe sy dit gesien het. Maar hy sou eerder 'n wit hemp en 'n gekleurde das daarby wou dra, nie 'n swart hemp nie. Maar nou ja, dit is Sylvie Sing se dag. Dit gaan seker oor haar fotos ook. Hulle het Hoeka, een van Bonsai se voorste fotograwe, gehuur om die geleentheid op kamera te neem. Hulle laai eers die babas by Anna se ouers af en toe moet hulle spoor sny na die plek waar die seremonie gehou gaan word. 'n Plek en 'n reverend wat Haya terwille van die troue uitgesniffel het. Daar is so hier en daar sendingkerkies, waarvan daar nog mirasies oorgebly het in Mosambiek. Kapelletjies, wat van buite af na niks lyk nie. Maar hierdie enetjie, waarin Haya en Sylvie vandag trou aan mekaar gaan beloof, het so waar glasvensters, wat Bybelstories vertel. Die Engelse reverend wys vir hulle dat die gebou ouer is as 'n hele paar van hulle. Hy druk met sy vingers in koolgate. Hier het selfs mense in die kerkie kom wegkruip tydens die oorlog in 1974 en later. En in een van die grafte daar in die kerkhof het die mense wapens weggesteek vir as dit nodig sou wees om hulle self te verdedig. Dit is nou die Zings se voorouers wat mos lankal al hier woon. Toe vergeet hulle van die wapens en ontdek dit eers weer in die 90er jare. Tot voor dit het die AK-47's, die R1's, die handgranate en selfs die kaasmyn of 2 daar in vrede gerus. Daar in graf nommer 33, en dit is op daardie graf en die handgranaat gebomde gebou daarnaby, was Sylvie se eerste foto's van vanoggend gebeur het. Reverend weet, hy was daar, hy het saamgestap, dit is amazing. Toe gaan sit Reverend se vrou voor die klavier, en hy stap na die deur aan die linkerkant, waardeur hy vir Haya by die kerk inlaat. Haya het 'n wit hemp en 'n bloedrooi onderbaadjie aan. Die reverend stap na die agterste deel van die kerkie, waar toue van bo af hang.
Hy gaan rem en hang aan die toue. En skielik begin 'n klok lui. Met die laaste beierklanke wat wegsterf, maak hy die deur agter oop. En toe kom hy plegtig in die gang aan, met sy lang rok. Hy wys vir die vrou by die klavier, laat jy jou ding doen. Die revenant gaan staan langs Haya by die kansel. Sy rok hang tot op sy tone. Eintlik verby sy tone en hy trap dit soms vas. Hy kan seker aantrek wat hy wil, besluit Lia in haar stilligheid. Hulle staan daarvoor langs 'n enorme rangskikking van piesangblare, tierelies en seeroog-blomme. Nog vreemde rooi blomme wat iewers van 'n koraalboom of sulke goed afkom. Moenie dink dat daar nie rooi blomme in Mosambiek is hier in die laaste snikke van die winter nie. As jy daarna soek, sal jy dit vind. En Pierre en Aleid het gevind met die hulp van Kia, die Foos se dogter. Daar is tot rooi blomme en stukkies lower wat hulle langs die kerkbanke ook vasgesit het. Intussen moker die reverend se vrou die klawers. So klink die troumars op 'n vreeslike vals klavier. Maar as jy talent het, speel jy om daai dooie klawers en inkorporeer vals note en dit klink amazing. En toe stap Arend met Sylvie aan sy arm van agteraf in. Albei se pikswart hare in 2 stringe langs hulle koppe met toue gevleg en een van die toue bloedrooi. Arend het ook 'n rooi hemp met 'n swart onderbaadjie aan en Sylvie lyk asemrowend mooi met haar helder rooi trourok van kant en borduurwerk. Lia fluister in Sergio se oë. Dit is so romanties. En hy knik en glimlag van oor tot oor. Dit is dit nie? En toe moet Lia 'n sneesie vind. As iets so verskriklik mooi is, beweeg het haar altyd tot trane. En Sergio trek haar styf teen hom vas toe hulle weer gaan sit. Arend sien sy sus daarvoor by die kansel af en toe soek hy 'n plek om te gaan sit, langs John en Paula aan Sergio se ander kant. Die dominee het 'n verskriklike mooi boodskap, sy trouboodskap, en hy vertel 'n storie wat die ander mense daar ook na sneesies laat gryp. Waardeer mekaar terwyl julle mekaar het. Maak die beste van elke oomblik saam. Maak vrede voordat julle in die aande gaan slaap, as julle dalk in die dag van iets verskil het. Daar was eendag 'n man wat elke Vrydag by 'n restaurant gaan eet het. Vertel hy daardie ou storie. Dan laat die man 'n kers voor hom aansteek. Hy staar so in die vlammetjie en hy verbeel hom dat sy vrou, wat nie meer met ons is nie, aan die ander kant van die vlammetjie na hom kyk. Soos altyd terwyl sy nog geleef het. En uit die hoek van haar oog sien Lia hoe Arend 'n sakdoek uit sy onderbaadjie sak wikkel. Hy klad sy oë. Miskien is daar iets in sy verlede waaroor hy tot nou toe nog glad nie met hulle gepraat het nie. En dalk ook nooit sal nie, word vervolg.